is Kitty Lamprecht en ek is jou fisioterapeut. Dit is die aand net voor jou rhizotomie. Ek dink voor ons gesels oor wat is 'n rhizotomie, moet ons eers gesels oor wat gebeur met die rug oor tyd. So beweging in die rug of in die nek vind plaas in die eerste plek oor die voorste kolom waar jou kussentjie is. En die kussentjie is soos 'n skokabsorbeerder. So dit het 'n randjie wat 'n ligament is en dan nou 'n sagte binnekant. En as gevolg van sy sagte binnekant het hy druk. Nou wat gebeur is dat oor tyd en die manier wat ons die nek hanteer, veral die manier hoe ons voor ons rekenaar sit, stoot die druk in die kussentjie op en die kussentjie verweer. Dit het dan nou weer 'n invloed op die fasetgewrigte, want hy is dan aan die agterkant sit. Nou, jou fasetgewrig is soos net 'n kleiner gewrig, maar soos enige ander gewrig. Die probleem is dat soos wat jou kussentjie verweer, is daar geweldige druk op die fasetgewrig en dan begin die te verweer en die kraakbeen degenereer en ook die ligament verdik. En dit kan dan geweldige pyn veroorsaak. So wat is die doel met die rhizotomie? So met die rhizotomie gaan hulle die klein senuweetjie wat dan rondom die fasetgewrig loop en dis daai sensasie of pynsensasie van die fasetgewrig herlei, gaan hulle brand. En dan gaan die klein senuweetjie dood. Interessant genoeg, sy kan weer groei, maar dit neem omtrent 'n jaar. So vir meeste pasiënte het hulle baie goeie verligting vir omtrent 'n jaar lank. Wat dus dan nou die doel van die operasie is om jou pyn beter te maak. So net na die operasie, die oomblik wat jy wakker genoeg is en kan beweeg, dan gaan ons jou sien, ons gaan jou program met jou deurgaan, en vir jou verduidelik, jy weet wat om in die volgende paar dae te vermy en wat om te verwag. Dit is belangrik om te onthou egter dat dit kan nog steeds pynlik wees en baie keer vir die rhizotomie om werklik te jy weet 'n uitwerking te hê, nie kan tot en met 2 weke wees. So en dan 'n week na jou rhizotomie, dan begin jy by my opvolg. Ons kyk na die mobiliteit van die nek en ook na jou postuur. Ons gaan geweldig in ergonomika en hoe moet jy eintlik die nek versorg om seker te maak dat die fasetgewrigte nie verder verweer nie. Ons begin ook dan met versterking, want jy weet, ons postuur, hoe ons die hele tyd sit, maak dit ons spiere agter in die rug verswak en dan gooi die postuur van die nek uit. So dit sal ons dan laterand begin aanspreek met oefeninge. So baie sterkte vir vanaand. Ek hoop jy het 'n lekker aand en ek hoop jy het 'n rustige aand en dan sien ons uit om jou môre te sien.